vir die musiek sê baie dankie. Ons weet dat partykeer is daar maar nog hakplekke, maar weet jy, verdra ons. Die Here gaan ons binnekort help en seën dat hierdie hakplekkies ook uitgestryk word. Nou geliefdes vanaand, soos ek gesê het, is ons by die eerste van ons aanddienste. Ek voel vanoggend was dit 'n bietjie koeler en kon so effens lewe, maar vanaand voel ek dat die warmte is hier. Amen, prys die Here. Ek het nie gesê die hitte nie. Prys die Here. Ek wil vanaand met u praat oor 'n interessante gedeelte in die woord van die Here, maar ek wil iets uitwys wat nodig is wanneer ons as kinders van die Here ook hier buitekant lewe. Want weet jy, die lewe is kompleks. Die lewe is nie net 'n samevoeging van alles mooi nie. Daar's allerlei dinge wat gebeur. Weet jy, daar's lewe gaan aan. Skool begin binnekort. Dan is dit weer vroeg opstaan en klaarmaak en kinders regkry en vir wat nog kinders het en die voorregheid daarvoor, die wat kinders gehad het en weet hoe dit is. Dit het nooit reg verander nie. Dit is nog steeds presies dieselfde. Dan is dit gou klaarmaak vir werk en dan moet jy by die werk kom en jy moet jou verpligtinge opneem en dan as jy klaar is by die werk, dan is dit gou jaag en kinders kry en vir almal wat huis toe gaan, gou kos maak of kos kry en dan moet jy iewerste, moet jy tyd inruim om nog 'n paar goedjies gedoen te kry voordat die aand reg is, want nou is jy al klaar weer in voorbereidingsmode van môreoggend. Wie ken dit so? Môreoggend is dit weer net dieselfde routine wat homself herhaal. Ek weet, ek verstaan dit nou baie lekker, want ek weet selfs wat so lekker routine. Maar jy wat die dorp ken ook, verstaan ook die dorp se routine en die hartklop van hierdie plek, is om altyd besig te wees. Nou ry jy op pad werk toe, en dan sal 'n marketeer wat hier agter jou besig is, moet 'n toeter of 'n jaag op jou af, soos dat hy of jou die pad uit gaan jaag, soos wie dit bestaan nie. En ek weet nie of wie dit soos ek het nie, maar dit krap my geweldig op. Want weet jy, 'n padkoubus kom nie sommer net uit die pad uit nie. Hy vat tyd, man. Nou as 'n ou chassis soos ek, ja nie, dan sukkel jy daar, loop jy nou in Checkers en dan gebeur dieselfde ding. Jy loop by Spar en dan loop jy self, hulle loop jou uit die pad uit met die trolley. Wie ervaar dit so? Ek gaan nie nou betrokke kry hier, hoor, jy moet sê amen. Amen. En as een van die ouens is met die trolley sê eina. Nou ek kom die laaste paar jaar uit aan omstandighede uit. Ek het in die groter stad groot geword en ek is gewoond met dit. In die oggende vroeg opstaan en die verkeer inval is 7 kilos, nie vir jou 7 kilos nie. Dis 3 ure later. Nou dit klink snaaks, maar dis regtig so. Eindig ons op in die plattelandse dorp in Nylstroom. En 5 uur die oggend, broer, is ek op. Wil die gemeente bedien. Dis reg, ek gaan nou die. Ek kyk so oor kan die pad, daar's 'n besigheid. Daar's nog nie 'n liggie aan nie. Daar's nie beweging nie. Ek dink ek sien hy iets fout in hierdie plek. Hier by 10 uur arriveer die oom. Sluit die deur oop. Gaan in. Ek sien die ander mense, die werkers arriveer. Sien jy op 'n kol, kom iemand se kop so deur die venster en kyk so op en af van die pad. Kom, so is die deure toe. Ek moet gaan kyk wat hier aangaan. Hierdie plek het geen haas nie, ons geen spoed nie. En ek loop so toe en ek kom daar oor in die pad toe, so hulle besig om vir myself ontbyt te maak. 10 uur die oggend. Dan so by myself, luister, ek kom uit die stad uit, alles is 24 uur of minder, of net minder. En alles is aan die beweeg, is aan die jaag, is die spoed. En nou eindig ek hierop. En ek besef, luister,
As ek nie nou gaan begin te iets doen nie, hoe men nie, dat ek moeilikheid. En ek gaan sluit aan by 'n gym. Hulle het ook nie 5 uur werk gemaak nie. 10 uur die oggend. Dan halveer daar uit met 'n sportsak. Sluit stelselmatig die gym oop en as jy te vroeg daar is, dan sê jy wag buitekant. En ek kom agter maar die mense se styl is anders. Paar jaar so, bykans 6 jaar in Nylstroom, sê ek vir my vrou, ons het nou al so gewoond geraak en dit wat hier aangaan, ek weet nie of ek gaan aanpas as ek weer na die stad toe moet gaan. En Here skuif ons Brits toe. Ons arriveer in Brits en ek sien, maar hierdie ouens het 'n heeltemal ander lewenstyl. Wie net van wie dit wat aangaan hier, daar's ouens wat vroeg op, jaag, van punt A tot punt B, en dan wag hulle. Maar as ek veel wat aangaan hier, is nie 'n groot stad nie. Hulle jaag van punt A tot punt B om te wag. Hulle sal jou ook in die pad uitry. Maar op pad soen, toe sal hulle jou sommer vloek ook. So jy het moeilikheid, as jy nou nie mooi op jou hoede is nie. En dan dodge jy nog 'n paar skote wat van die kant af kom ook intussen. Elke aand klap daar skote, jy hoor dit. En ewe skielik vind ek myself terug so half met een been in die polisie en half een been in die bediening. Want ek onthou dit was toe op my geskiet het. En nou besef ek, luister, die mense hier so 'n ander lewenstyl. Paar jaar later arriveer ek in Secunda. En dan kom jy aan en ek sê, hey, maar hierdie is meer soos wat ek ken. Mense het so doelgerigtheid te staan op en gaan in rigtings en dan nou sien jy daar's beweging en hier sny iemand die tuin en toe reën dit en toe braai die ouens. Dus ek heeltemal van stryk gebring. Ek het nooit gebraai in die reën. So nou besef ek hier is 'n ander lewe, 'n ander kultuur. En ek moet nou aanpas by hierdie kultuur, maar dankie Here, ek voel ons pas baie vinnig aan. Want ek hou van die spoed, ek hou van beweeg. Ek hou van mense se samesyn, ek hou van kuier. Tot hier toe het ons nou redelik by 'n klompie mense al uitgekom. Ek probeer so deur die raad eers gaan en dan wanneer ons by die raad klaar is, probeer ons so hier en daar 'n gemeentelid indruk. Maar glo vir my geliefde, as jy nog nie huisbesoek gehad het nie, ek gaan iewers te by jou kom. Want ek wil jou ook leer ken. Ek wil weet wie jy is by die huis. Want dan weet ek hoe jy lewe. En dan weet ek hoe ons kan aanpas om daardie lewe vir die Here aan te wend. Is dit hoe dit is? Maar om terug te kom na wat ek vir u sê is om iewers tussen al hierdie dinge iets te ontdek wat vir jou terugbring na die Godheid toe. Is baie belangrik. Ek het daar in Limpopo ontdek wat vir my interessant is. Ek het dit vir iemand gesê op 'n stadium. Ek het ontdek dat almal daar ry motorfietsse tot die dominee. En ek skaf toe vir my 'n motorfiets aan en ek ry saam met hulle. In oggende, Saterdagoggende, dan ry ons so 300 kilos. Braai 'n stukkie wors en teen 11 uur is ons by die huis. Nou luister geliefdes, ek het dit daar gesien. Toe ek in Brits arriveer, toe sien ek maar net al hierdie gejaag. Wintertydperk is hierdie plek om stilstaan. Want dan sien mans almal in die bos. Almal gaan jag. En die biltong hou net 'n kort tydjie. Hulle sê in Johannesburg is al winkels vol biltong, jy betaal net baie vir dit. Maar ek leer toe iets. In elke dorp is daar iets anders te nou arriveer ek weer 'n paar jaar later heen. En so met my oor op die grond hoor ek maar hierdie manne vang almal vis. Ek loop by 'n kwekery in en hulle het meer visstok as plante. En besef ek moet dalk vir my 'n paar visstokke aanskaf. En nou sit ek met 'n motorfiets om te doen. Ek sit met jaggewere
En nou dalk visstoppe. Waaroor wil ek met u praat vanaand? Oor iewerste moet ons lewensvreugde vind. Al het die gejaag wat die lewe doen, vir homself ook die moeite werd te maak. Want as die gejaag van die lewe jou kom druk, waarheen vlug 'n mens? Kom jy aan? Daar is nie veel om te doen behalwe dalk visvang en so kon dan nie. Hengel. Okay, vir die ouens, ek het dit nie bedoel om in die gesig te vat nie. Die hengelaar. My maat geëkel. So ek weet nie of het nou precies in dieselfde lyn vat. En liefdes, ek het nie gesê, ons gaan dit bietjie meer casual doen, maar ek glo jy sal waarde vind vanaand. In hierdie diens saamgevat. Dat die vanaand hier sal uitloop. Met 'n ander verwagting vir dit wat môre vir jou wag en gaande dit wat maar die gewone is, ja. Om te jaag en klaar te maak. En iewerste net so 'n bietjie tyd te vat. Om dit wat verby jou so vandag, ja, weet jy die lewe kom so. So van die ouer mense kan ek sê, ek was gister nog jong. Gister kon ek, vandag is ek bang vir hoogtes. Ek weet nie of jy dit besef, as jy ouer groter word, dan raak hoogtes 'n probleem, ja. Ek het ook my 80 jaar oud gewees, toe kom my nog op die dak en dan maak weer die geete skoon. Ek het net 'n ander lewensverwagting gehad, ek kon hom net nie stuit nie. Hy is nou al amper op pad 89, hy klim nog steeds op die dak, as hy kinders kan hom nie keer nie. Heup vervangings gehad, maar weet jy, daar is iets by hom, wat hom dryf, om die volheid van die lewe te geniet. Ek weet nie of jy dit weet nie, ek het vir 'n paar mense dit al gesê, maar ek hou so van so 'n stukkie houtwerk. En wanneer jy daar agter die plank inkom, jou sinus laai keer dit nie lekker nie. Of hulle by ou, die sinus wil nie altyd lekker nie. Maar wanneer jy met 'n stukkie hout gewerk het, en jy sien prakties dit wat jou hande met mekaar gevoeg het. En jy sien op die einde die produk wat jy self gemaak het. Dan bring dit so 'n bietjie iets na jou toe terug. Iets wat jy gedoen het vir jou 'n bietjie vreugde verskaf. Ons gaan vanaand in die boek van Psalms, Psalm 43, en ek wil die 4de vers en dan nou die 5de vers ook vir die lees. Ek gaan dit poog vanaand in Engels en in Afrikaans, wat sal eers Afrikaans lees, terwyl van ons wat hier saam is. Hy sê, stuur u lig en die waarheid. Laat dit my lei, laat dit my bring na die heilige berg, na u woninge. Die Engelse woord sê, O God, you are the source of my happiness. I will, het ek die regte skrif gelees, ja. Dan sê hy die 4de vers, dat ek kan ingaan na die altaar van God, na die God van my jubelende blydskap, en u kan loof met die siter, o God, my God. En in die 5de vers hy sê, want buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlosser van my aangesig en my God. Die Engelse skrif van ek nou dan lees, kies, ek het een voor begin. O God, O God, you are the source of my happiness. I will play my harp and sing my praise to you, O God. Die 5de vers, in Engels sê, of in Afrikaans sê, waarom? In die nuwe vertaling, waarom is ek vertwyfeld? Kom ons kyk gou, wat sê dit vir my? Wanneer ek die lig van God in my lewe begin te toepas, dan verhelder dit my van binnekant. Sodat ek kan sien dit wat na buitekant gebeur. Vanmôre het ons gepraat met Petrus in die tronk opeindig nadat Jakobus doodgemaak het, gedood is, vir die swaard. En binne in die tronk het daar lig verskyn, en dit was 'n engel van God.
En hy het uitkoms gebring. Weet jy dat wanneer allerhande negativiteit om ons aangaan, en allerhande probleme in die orde van die dag is dit baie uniek van 'n mens om dit in te drink, om het toe te laat dat dit jou binnendring. Mense sê ons, ek het my ma eendag gevra, ma, as jy ooit eendag uitvind wie hulle is, ek wil ook weet, want hulle sê dit gaan so, of hulle sê dit sal so. Vraag op 'n stadium, wie is hulle? Weet jy, ek het 'n antwoord gekry op 'n stadium dat hulle die groepering mense is wat al die negativiteit staan. Hulle sê, is 'n maklike manier om iets toe te dien aan iets wat jy nie self meer regtig wil saamstem nie, maar dit nog steeds uitgee as die waarheid. Wie gebruik die stelling hulle sê? Ons almal doen. They say. They say. Weet jy wat, geliefdes, dit is geen gevaarlike stelling, want ons stem nie altyd daarmee saam nie, maar dit val so maklik oor die tong en dit gee so maklike aanspreek vir iemand dat daar wel gesê was iets gebeur. Kan ek iets sê vanaand, leer dit af om te sê hulle sê. Hou so 'n bietjie vas en luister waartoe gaan die hele gesprek. As daai gesprek tot gebrek lei of tot afbreek of tot 'n punt waar iemand negativiteit in sy lewe toelaat, sê dit dan glad eerder nie. Want sê jy daai ding en dit lei tot 'n negativiteit, weet jy, geliefdes, in die kerk ons baie jare skuldig gewees aan een ding. Ons het dit reg gekry om die kerk baie negatief te preek. Baie jong mense te verloor met die stelling, die Here se koms is naby. Ons het dit baie keer in 'n negatiewe lig gestel. Want kom hierdie ding, vir baie mense wat die pad ken, was dit 'n laaste waarskuwing. Vir die jong ouetjies was dit soos elke sport, hy het nog sy beserings. En dan raak dit op die stadium vir jou net maklik en gemaklik om te sê ek stel nie meer belang nie. Dan gee ons die wêreld kritiek om die volgende hout te slaan in die rigting van die kerk. Luister, 30 jaar terug het ons daai preek ook al gehoor. En die Here het nog nie gekom. Vir ons wat die skrifte ken, weet ons lewe in die laaste dae. En daar kom moeilike tye, as jy dit anders kan verklaar, wil ek vir jou sê, jy is baie uniek. Want ek kan nie onthou hoe die tyd vir my, toe ek jonger was, langer ure in die dag gevoel het. Wie ervaar dit vandag? Dat het langer ure gevoel het. Maar weet jy wat? Die Bybel sê vir ons altyd, in die laaste dae sal ek die tyd vir julle verkort, sodat dit draaglik sal word vir almal. En as dit dan draaglik word vir ons, dan beteken dit 'n bietjie korter tyd is eintlik goed vir ons. Maar nou, wat maak ons met daai geringe tydjie wat ons het? Laat ek my lig skyn? Of plaas ek ook 'n dekmantel oor dit wat die Here wil laat skyn? My geliefde kind van die Here, as jy kry mense van natuur, ek het 'n paar sondae terug of 'n paar dienste terug het ek dit hier genoem, jy gaan my baie hoor dit sê. As hulle so afkom van weer hulle negativiteit, dan dink jy soms moet tussen die rakke weg. Wat weet jy wil nie deel met ander mense se swaar gemoede mee. Wanneer daai swaar gemoede kom en dit beïnvloed jou lewensvreugde, wat was die nut daarvan? Ek kom terug na wat ek dan nou gesê het. Dat dit niks verander aan die feit dat die Here Jesus se koms baie naby is. Dat dit niks verander aan die feit dat die kerk moet regtig tot bekering kom, die wêreld moet tot bekering kom. En Jesus Christus aanneem as persoonlike verlosser en saligmaker. En dan weet ek gaan dit nou weer sê, ek gaan nou op hamer, ek dink dit moet al 'n tema word vir die jaar, waar die hart van voor is op die mond van oor. As jy met mense praat en jy kry dit baie.
kom nou wel 'n ruk deur die kerk. Eerste ding wanneer jy hulle vra, hoe gaan dit? Dan moet jy reg wees, moet die pakkie gaan uitgehaal word. Dan gaan sulke lang redes vir al die negativiteit wees. En dan wanneer al daar die lang redes vir negativiteit is, weet jy, dit maak 'n pastoor se werk dan nie baie hard. Want ons moet oplossings by die Here kry. Gaan bid jy en jy het oplossings, broer, en gee daai oplossings. Dan het hulle 'n probleem vir elke oplossing wat jy vir hulle gee. Dis dadelik hoe jy sien iemand het sy lewensvreugde prys gegee vir die wêreld se slegte goed. Maar wat geliefdes, dan kom ons na gebeurtenisse toe waar jy iemand vertrou. En daardie vertroue laat jou in die steek en jy kry seer. Dit beïnvloed tog jou lewensvreugde. Nou leer ons om mense minder te vertrou. En dan lewe ons kluisenaars lewens. Want iewers te kom dit wat my persoonlikheid is nog nie regtig uitmee nie. Want eintlik is hier 'n klomp babbelende, jubelende mense wat eintlik daarvan hou om te praat, hou om te kuier, maar wat nou baie versigtig raak. Dit kneelter 'n mens se lewensvreugde. En nou wil ek vanaand vir u bring na goeie nuus toe. Daar's 'n manier om jou lewensvreugde weer terug te gaan haal. En suster Elmarie, die sit op 'n stadium. Ons bedien, jy sal ons leer ken so ook. Ek hou nie van verlof nie. Ek hou daarvan om vir die Here te werk. Ek hou daarvan om te praat, vir die Here te praat. Ek geniet dit om saam met die mense te wees. Ja, daar is ligoomblikke. Was al die jare kamper te caravan gaan. Maar weet jy, as Here my spaar, sal ek weer eendag een kry. Maar dinge raak op 'n stadium baie swaar op ons skouers. En ek vind toe, luister, ons moet nou wegbreek. Want as ons nie wegbreek nie, gaan hierdie negativiteit ons oorspoel. En dan verander ons mooi positiewe boodskappe ook in baie negatiewe weerkla. En dis wat gebeur, wanneer jy saam met die stroom begin te beweeg, dan begin jy kla soos die stroom. Jy begin te swem soos die stroom. Jy begin te lyk soos die stroom. Die stroom is nie altyd die goeie ding nie. Inteendeel, is die stroom 'n plek wat jou roof van baie vryheid. Sê vir haar, kom, ons klim in die kar. Ons pak 'n paar goedjies. En ons ry daar na 'n vakansiedorp in die middel van nêrens nie. En ek het daar op 'n stadion, en ek 'n vuurtjie wat kletter. En 'n potjie kos daar op die een kant op. En hier teen skemertyd by ou gaslampie. Aan ouens groot LED ligte. Ek het so ou gaslampie hier langs die kletterende vuur staan. En dan ek kom agter dat in daardie oomblik is daar 'n vrede wat my binnekom, want ek is so 'n bietjie afgesonder van die wêreld. Want ek vanaand vir julle sê, wanneer jy afsonder saam met die Here, dan bring dit deur dit wat in die lewe aangaan vir jou tot perspektief. It brings perspective to your heart. Nou kom jy terug na hierdie perspektief toe, en ek sit op 'n stadium en ek voel die vrede van die Here is hier. En ek roep die suster, ek sê vir haar, luister, ek voel, as ek net in 'n oomblik, wanneer daar hierdie waansinnigheid van die lewe aangaan, myself kan wenk, my suster, net om hierdie oomblik weer te ervaar. Hier waar ek vreugde en vrede het, vir wat nou buitekant aangaan. Weet jy hou nooit op bekommer oor alles. As 'n prediker weggaan van die gemeente af, kom jy terug, dan wonder jy, Here, wat se skade het ek om te regmaak? Dit is so. Waar
Wat het wie nou weer vir wie gesê? Wie het nou weer geskinder oor daai ene? Wie het gekla oor daai ene se hoed of daai ene se skoen? En weet jy geliefdes, dit is so, om jy terug, vind jy dit, dan moet jy maar weer pleisters plak om die goed. Dan moet jy dan moet jy weer sê, ag, ek is jammer, broer. Ek jy nie eers fout gemaak. Dan geloof jy van die ou weer van jou lewensvreugde, maar weet jy wat vir die oomblik van wegbreek? Kom jy met soveel van die Here terug, dat jy voel, jy sal die vyand stormloop, boor omloop, en 'n slag slaan vir die koninkryk, wat jy gister en eergister nie kon doen nie. Dis baie noodsaaklik, om partykeer net 'n oomblik weg te breek van hierdie hele waansinnige wêreld. Jouself te voeg in 'n oomblik. Die woord van die Here leer ons iets wat vir ons so opgeskrywe is. Hy sê, gaan in jou binnekamer, maak toe die deur en spreek met hom wat in die heimlike hoor, sodat hy jou in die openbaar sal vergelde. Dit wat ons in die heimlike spreek, daar waar mense nie hoor nie. Ek het vir iemand gesê, dit gaan geskok, is hierdie pastoorskinder ook hoor. Maar ek skinder by een plek. Ek maak die deur agter my toe. En sê ek, Here, jy het gesien wat het gebeur. Ek skinder almal van julle by die Here. En sê, ja, daai vissersissies. Nou kan jy dit negatief vat. Dis die pastoorskinder by die Here. Of jy kan dit in 'n positiewe lig sien. As die glas van hand vir jou half vol of half leeg, sal eendag daai preek opbring. Ten minste het hierdie pastoor jou naam voor die Here genoem. Ten minste is hier iemand wat omgee, wat van jou siel gaan wil. En as ek by die Here gaan sit, dit verander niks aan jou nie noodwendig dadelik nie. Dit verander ook niks eintlik aan die omstandighede dadelik nie. Maar weet jy, ek loop anders dan daai ligter. Met 'n lewensverwagting, met 'n lewensvreugde. Want weet jy wat, ek het my laste by die koning van alle konings. Weet jy, die Here stel aan wie hy wil, maar hy sit ook neer wie hy wil. Hy sê vir ons moet nie 'n aannemer van die persoon word nie, want hy is nie 'n aannemer van die persoon nie. So as daar nou ouens is wat pastoor en bidders is, sies, aanbid die Here. As jy van my hou, klaai jy ook. As jy nie van my hou nie, die Bybel sê jy moet my lief hê. Nou gaan ek jou stop met wat die Bybel ook sê. Die Bybel sê jy moet jou vyande lief hê. Dis 'n gevaarlike een. Gaan probeer dit vir jou vyand sê, hy moet ek lief vir jou. Hy sê, hy sê, niks. Maar weet jy, wat doet daai liefde van 'n kind van die Here? Kom op 'n stadium, op 'n plek waar daar mense is. Die oom loop reguit op my af. Ek sit 'n predikant, ek sê, jong, oukie, vol vuur, ek gaan die Here dien. Eerste diens spreek ek my stem, yes. Die oom loop, ek dink hy hoor vanaand as hierdie video uitgaan. Hy loop op my af, hy sê vir my, weet jy wat? Ek wil hier as 'n polisman. Ek sê van ja, hoor. Hy sê, ek lyk polisman en niks nie. Ek hoor, okay, hoor.
Gee my vir 'n tydperk al my hel. As ek iets sê, sy daar. As hy iewers van iemand iets praat, dan sê hy, polisman daar in die kerk. Dit is tyd om vir ons te gaan. Sê vir my, ek is jammer. Ek het jou na die vlees probeer ken. Maar die Here het jou gees in die hande gekry. Het jy nie vanaand dalk iewers net jou vreugde verruil vir 'n misloop nie? Vanaand wil die Here jou vreugde en jou vrede in jou lewe vir jou teruggee. Al wat hy sê is, kry net so oomblik weggebreek van die wêreld wat sy dit aan maak die deur agter jou. Vergeet vir 'n oomblik van die bynes wat jou pla. Kom net tot 'n oomblik tot ruste. En jy kry ouens, hulle noem hulle busybodies. As jy 'n busybody is, ek is ook een. Ek is so busybody om bruin. As ek in die aand lees, my bene nie stil nie. Hulle noem dit restless leg syndrome. Ek was besig met hele lewe lang. Altyd op die bene, altyd besig om te hardloop. En nou as ek 'n predikant Sondag in die kerk hardloop ek op en af. Maandag hardloop ek weer van een plek tot 'n ander plek. En in die aand kom my bene nie stil nie. Nou het ek 'n ding geleer. Jy gee daai bene opdrag. In die naam van die Here Jesus Christus. Kan jy sê dit werklik? Dis daar op die sit as ek in slaap raak so word ek wakker so. Kan daai bene nie beweeg. Die tweede keer wat jy jou vrou skop, as sy daai geheim ken, dan gaan sy vir jou bevel gee in die naam van die Here Jesus Christus. Dan wil jy stil. Iemand sê vir my broers, ek gaan nie skop. Ek snork 'n geweldige skop. Dis is op 'n stadium iewers by 'n plek waar al die pastore saam in die bovertrek by jou opleiding is. Ek het die eerste aand by die eerste kamer geslaap, daai aand daarna, toe skuif hulle my af in die gang. Daardie kant. Weet jy, mense het ons altyd 'n oplossing, Terry. Maar moenie 'n ou traai wat die vreugde van die Here in sy hart het nie. Ek gaan 'n antwoord terug hê. En een van die broers kom na my en sê vir my, het jy nie al oorweeg dat daar iets fout is met jou so slaap op nee, masjienkie kry of so nie? Ek sê vir my kom. Hy sê jy staan daar geweldig. Ek sê my nog ooit geplan het. Dankie Here, ek het vrou met 'n sin vir humor. Sy sê as ek snork kan worry sê of dit slaap of dood is. Kry jou vreugde en wie jy is vir die Here. Kry jou vreugde en die lig van God wat binne in jou skyn. Weet jy wat as in jou kom storm vir wie jy is? Wees net wie jy is. Soms is dit die gees binne jou wat die demone en ander irriteer. Juist daarvoor. Ek het 'n liggie in die polisie gehad, so 1000 luminus. Verdenklike lig. Ek dink as jy by die viswater, as jy dit nou getoets het by die viswater, as jy oor die water skyn in die aand, dan sien jy nie so ver en daar's iets wat met die lig gebeur. So asof die water dit indrink. Maar nou wil ek vir sê, daai lig hier loop ek daar. In Westbury, Johannesburg rond mee. Oralste waar die boosdoeners agter die mure skuil, skyn ek my liggie. Dan skree hulle vir my broer Alex. Toe kom ek agter, ek kan hy liedjie sing. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine,
I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Weet jy hoekom? Want wanneer jou lig opkom en jy skyn dit, dan gaan die vyand sy oë probeer toedruk. Hy gaan jou probeer kritiseer. Hy gaan jou lewensvreugde probeer steel. Laat jou liggie vir die Here nog helderder skyn. En kom so bietjie op, Bybel. Sit vir my nuwe battery. Want weet jy wat, wanneer jy daai deur toemaak, dan charge jy daai lig. En as jy uitkom, laat jou lig skyn soos nog nooit tevore nie. En laat niemand 'n maat emmer oor jou sit nie, want die Bybel sê vir ons, wie sal 'n maat emmer oor 'n lig plaas? Hoekom sal ons 'n lamp op 'n bestander sit? Dat dit die hele lamp of die hele plek waar dit is verlig. Net om 'n maat emmer daaroor te plaas. Soms plaas ons 'n maat emmer oor ons eie lig. Want my lig pla ander mense. Hierso ken ek 'n ander boodskap op my kolle. Noem dit turn op burn. As jy te naby in die lig kom, gaan jy warm kry. In die winter is dit 'n goeie ding. Maar wanneer jy in die verkeerde gees is, dan voel dit nie vir jou soos 'n regte ding nie. Vanaand wil die Here vir Sekunda sê, kry jou vreugde in die Here. Dan maak dit nie saak wat baie keer as daar glipsie in die musiek is, jy sing heel hartig saam. Ek het dit gewaardeer vanaand. Moenie dat die vyand die tyd nie. Moenie laat hy die lig steel. Vanaand wil die Here hier moet skyn. Onthou jy daar die ou liedjie, ek wil nie in 'n hoekie gaan sit nie, werk nie vir my nie. Ek wil beweeg waar ek wil beweeg in vryheid en vreugde. Ek wil die lig van God en wil hom saam met my dra. Weet jy wat? Hoe voel jy vanaand? As my liggie brand en u liggie brand, en ons nog 'n paar liggies wat brand, en ons voeg dit almal saam, hoe helder sal ons skyn vir Jesus. Hier is nie 'n lighuisgemeente, die Sion gemeente. Dan weet jy, Jesus soek jou om te skyn. Dan gaan ek vir iets anders te sê. Want ek weet mense bedink dit nou. Daar's 'n verskil om heilig te skyn en skynheilig te wees. Laat jou lig die waarheid wees. Kom ons skyn eerder heilig as wat ons skynheilig is. Want skynheiligheid is net donker. Wat 'n stiker van 'n liggie op het. Maar heilig skyn. Broer, suster, dit verblind die vyand. Ekskuus dat die wind nou so hier waai. Maar weet jy, ek geniet hom vanaand. Het iemand iets geleer vanaand? Is iemand ongelukkig met pastoor hê nie? My horlosie sê dit is nog 5:06. Hoe laat is dit nou by nie? Is nou vroeg, ons begin in die ander kerk hierdie tyd eers diens, man. Mense, waar soek ons vanaand ons lewensverlustinge? Die werklike gelukkiges. In Matteus 5, en ek sluit vanaand met hierdie skrif. Luister wat sê die woord van die Here. Is jy reg daarvoor? Luister pas dit toe wanneer jy mense sien. Kry so 'n bietjie empatie as hulle lig nie so skerp soos joune is nie. Werk so 'n bietjie in die rigting van ek vergewe en vergeet. Matteus 5 vers 3 sê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Vers 4 sê, salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Vers 5 sê, salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe.
En hierheen is een van my vir die belangrikste skrifte, sê ek ook flip in die Bybel. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. En sê salig is die wat barmhartig is, want hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemel, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het ook. Weet jy wat sê die Bybel vir ons in al hierdie goed, wanneer ons die saligheid op die bergpredikasie verstaan, dan gaan vind ek vreugde en vrede in my lewe. Ek begin te lewe in oorvloed, dit waarvoor Jesus gekom het. Hy het gesê, ek het gekom sodat julle kan lewe en lewe in oorvloed kan hê. Dis al dinge wat ek sit om hier. Is dit 'n dooie spel? Weet jy, iemand sê eendag vir my, dit help nie, jy ry 'n dooie donkie nie, ek gaan nêrens nie. Kom ons raak ontslaaf van die dooie donkies. Skryf 'n bietjie 'n lewendige perd. Iemand sê ook eendag vir my, 'n lewende hond is beter as 'n dooie leeu. Is so? 'n lewende hond is beter as 'n dooie leeu. En daai leeu, hy gaan nêrens nie. Hy het gesê donkie, hulle het geen ding in gemeen. Hulle is bestem vir kompos. Maar weet jy vanaand wil ek vir sê, as jy blaf reg, as jy lewe reg, vind jou vreugde. Weet jy wat gaan gebeur? Imagine jy is daar by die werk, weet jy wat allemaal nou werk, ek weet, die omstandighede is nie altyd maklik nie. En goed breek en dit raak moeilik en man, dit is maar net partykeer omstandighede. Maar dink nou die Here verheug jou so dat jy daar inloop met 'n lied in jou hart. Ek weet hoe dit voel. Vyand gaan hom probeer doodmaak, baie vandag. Maar hou daai vuur aan die gang, laat daai liggie skyn. Want nou raak daai vuur aansteeklik. Ek ry op 'n stadium saam met iemand op 'n polisievoertuig. Ek is vol van die Here, ek loop oor van die Here. As ek inklim in die wyn in die oggend, dan praat ek skrif. Langs tyd dan vlug jy ou. Na langs tyd kom ek terug en dink hy gaan iets anders te kry, dan praat ek alweer van die Here. Soveel so dat hy by die brigadier gaan kla, sê asseblief ek wil nie saam met daai ou werk, jy praat te veel oor die kerk. Sy roep my en sy sê vir my, hou praat oor die kerk. Ek sê, ek praat nie oor die kerk nie, maar ek praat oor die Here. Sy sê, ja, dit klink bietjie iets anders te. Toe sy begin te navraag doen daaroor, toe sy al lank al besig om te leer vir 'n predikant. Dit was nie 'n jaar. Dit by aandringende, aanhoudende praat. Oor liewe Jesus, by hulle pos gevat. Toe kom nie net hy nie, maar sy hele huis tot bekering. Ek bel my sê vir my pastoor, maandag hou ons Bybelstudie, hy is hier, nee. Ek's daar. 'n groepie van 4 mense op 'n stadium, 14 mense op 'n stadium, 'n sitkamer vol, op 'n stadium 'n saal vol. Dis ons besig met die krag van God. Want iemand het die lewensvreugde van Christus Jesus in hulle binneste gekry. Halleluja. And now it's me. Moenie dink ek gaan toelaat dat jy my lewensvreugde steel nie, hoor. Ek kry 'n ander manier om dit in die hande te kry. Ek gaan skinder lewe die Here. Ek vertel hulle vir daai Jakob. Jo, ek sien nou net die werk hard.
Verstaan nie wat ek vir vanaand vir u vertel. Kry jou lewensvreugde. En om die Here te dien, Janie, raak dan maklik. Want as jy oorloop van vreugde, wie kan jou keer? Ek weet nie, die Skotte het iets. Weet jy wat doen hulle? Hulle stel 'n ou reg voor in die linies. Stel hulle aan met 'n trommetjie om te loop. Jy het dit al gehoor. En net agter hom is daar 'n klomp doedelsakke. Hulle speel musiek. Klink nie altyd vir my so lekker nie. Want ek verstaan nie daai ding altyd mooi nie. Maar dit inspireer die manskappe wat agter hulle is so. Dat niks hulle styk wanneer dit kom om oorlog te voer nie. Hulle gee alles. Hoekom speel ons musiek voor 'n diens? Jy's vir hy rede. Stel jy in die vreugde van die Here in jou hart te kry. Dis ons wat self nie met maat en probeer oor die mikrofoon en weer omgee oor die mikrofoon nie. Kyk verby die klein menslike foutjies. Kyk verby die tannie wat voor jou sit so groot het. Kyk verby die oom se groot skouers wat voor jou sit. Kry jou vrede in die Here. Wie sê amen? Amen. Ons gaan opstaan. Kom ons buig ons hoofde saam. Vader, baie, baie dankie dat ons vanaand in u teenwoordigheid kon wees. Here, u is die begin, u is die einde, u is die alfa, u is die omega. Ek wil sê, Here, u is alles tussenin. Here, vanaand wil ons die verdere tree versit uit hierdie plek uit of iewers te heen, sonder die vreugde en die vrede van die Here Jesus Christus in ons binneste nie. Here, ek wil sê soos Moses, Here, u is die wolkkolom bedags en die 4 pilaars snags. U is die een in die tent van samekoms. U is die een wat ons lief het in die môre. U is die een wat ons lief het in die aand. U is wel die avondskemer. En ja, Here, ons vind U ook selfs in die middernag. U is die wynstok. Ons is die rankie. Here, U is die pottebakker. Ons is niks anders as U klei. Vorm ons en maak ons na U wil, Here. Leer ons om die lewe se vreugde weer te ontdek. Here, ek spreek 'n seën uit oor almal wat vanaand hier was. Here, ek vra dat U in hulle binneste 'n vuur van verwagting sal verwek, om in elke diens U te verwag. In Jesus soet en heilige wonderlike naam sê ons amen. En ek sê vir vanaand, gaan in vrede, vind die vreugde, sien mekaar Woensdag aand, as die Here spaar by die bidweer. Amen en amen.